Soos die berge Jerusalem van alle kante omring, so beskerm die Here sy volk, nou en vir altyd. Roem die Here sy heilige naam. Laat die wat die teenwoordigheid van die Here soek, bly wees. Soek hulp en beskerming van die Here. Soek gedurig sy teenwoordigheid. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die werk van die Heilige Gees. Die skriflesing van vanoggend op hierdie laaste Sondag van 2025 kom uit die boek van die Psalms, Psalm 16. Ek gaan lees uit die 2020 vertaling, maar voordat ons dit doen, kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, ons Here, hoe wonderlik is U naam oor die ganse aarde. Saam met die digter van Psalm 8, Here, wil ons hierdie lofuiting aan U vanoggend ook in ons gebed nasê. Ons loof U, ons aanbid U, ons prys U naam. Here, ons gaan nou uit die Bybel lees, die woord van die Here. Ons gebed is dat U woord vanoggend vir ons iets sal sê, dat dit betekenis sal hê, dat dit ons sal help as ons terugkyk op 2025 en dat dit ons sal help as ons vooruitkyk na die jaar wat kom. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen. Kom ons luister na Psalm 16. Beskerm my, o God, want by U skuil ek. Ek het vir die Here gesê, U is my Heer. Buiten U is daar vir my niks goeds nie. Wat die heiliges in die land betref, ja, die magtiges, by wie ek al my vreugde gevind het, wie hulle na ander gode haas, vererger hulle smart. Ek sal nie vir hulle drankoffers van bloed uitgiet nie, en ek sal nie hulle name op my lippe neem nie. Here, my erfdeel, my beker, U bepaal my lot. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Ek sal die Here prys wat my raad gegee het. Selfs in die nag wys my hart my tereg. Ek hou die Here altyd voor oë, omdat hy aan my regterkant is. Daarom sal ek nie struikel nie. Daarom is my hart bly en juig my binneste. Ja, my liggaam bly veilig. Want U sal my lewe nie aan die doderyk oorlewer nie. U sal nie toelaat dat U getroue volgeling die graf sien nie. U wys my die pad van die lewe, oorvloedige vreugde, in U teenwoordigheid, lieflikhede in U regterhand, vir altyd. En hier eindig hierdie baie besonderse Psalm.
Broers en susters, so het ons aan die einde van 2025 gekom. 2026 begin oor so 'n raps minder as 100 uur. 2025 was waarskynlik vir die meeste van ons 'n gemengde mandjie van lief en leed, van teleurstelling en opwinding, van goed en sleg, van wen en verloor. 2025 was die jaar waarin ek 'n geliefde aan die dood moes afstaan. En vandag, by die laaste Sondag van hierdie jaar in 'n erediens, is die herinneringe van 'n geliefde voorop in my gemoed. 2025 was ook die jaar van hoogtepunte. Ek het goed aangepas na 'n verhuising. Ek is tuis in 'n nuwe pos, 'n nuwe skool. Ek het die oorgang van skool na universiteit goed gemaak. Die nuwe baba slaap uiteindelik deur. En die troue van my kind het goed afgeloop. En na alles is my skoonseun of skoondogter toe baie beter as wat ek aanvanklik gedink het. As gelowiges is ons die laaste Sondag van 2025 in 'n erediens. 'n Erediens waarin ons Bybel lees en bid. Ons wil die jaar wat verby is graag sien in verband met God. Ons is immers gelowiges, mense wat leef in 'n verhouding met die Here. Psalm 16 help ons. Psalm 16 help ons om ons lewe in verhouding met die Here te sien. In hierdie Psalm is daar 'n gelowige mens aan die woord. Interessant genoeg, hy kyk terug op sy lewe en hy kyk vorentoe op wat vir hom wag. In die eerste 6 verse van hierdie Psalm kyk hy terug. En in die tweede helfte van die Psalm, hier van vers 7 af, kyk hy vorentoe. Psalm 16 sê vir ons, kyk terug en dank die Here. Daar is 3 dinge wat vir hierdie digter dankbaar maak as hy terugkyk. Hy is dankbaar vir sy verhouding met die Here. Dit sien 'n mens sommer in die tweede vers van hierdie Psalm. Daar sê hy, ek het vir die Here gesê, U is my Heer. Buiten U is daar vir my niks goeds nie. Dis 'n dankbare gelowige wat so praat. Vir gelowiges is die Here die een wat hulle laat koers hou en laat moed hou. Die Here is die een wat hulle vertroos in hartseer tye. Die Here is die een wat my laat bly hoop, selfs en ook wanneer dit lyk asof daar te veel dinge tegelykertyd verkeerd loop. Die Here is die een wat my deur sy Gees gelei het om goeie besluite te neem, waar ek soms getwyfel het wat om te doen. Die Here is die een wat my en my geliefdes in hierdie jaar wat verby is bewaar het. Wat hierdie digter van sy verhouding met die Here sê, kan ons ook sê. Hy sê, buiten U is daar vir my niks goeds nie. Daar's 'n tweede ding waarvoor hierdie psalmdigter dankbaar is. Hy is dankbaar vir medegelowiges rondom hom wat die pad van die jaar saam met hom gestap het. Hy noem medegelowiges heiliges en hy sê
dat hy by hulle vreugde gevind het. Ag, en dit is mos nou ook waar van ons. Ons het ook medegelowiges rondom ons. Ons vriende. Mense wat Sondag na Sondag saam met ons in die kerk in 'n erediens aanbid. In die jaar wat verby is, het ons vriende, die mense rondom ons, baie vir ons beteken. Aan die einde van die jaar, wanneer ons terugkyk, dank ons die Here vir medegelowiges, vir gelowige vriende, wat ons lewens verryk, wat ons ondersteun, medegelowiges wat ons kon vertrou, om oor 'n saak te gesels, wat ons eintlik met niemand anders regtig kon deel nie. Medegelowiges waar jy vir 'n slag maar net jouself kon wees. Medegelowiges saam met wie jy kan lag en gesels. Medegelowiges saam met wie ons die oppe en die affe, die goed en die sleg van 'n jaar kon deel. Daar's 'n derde ding waarvoor hierdie digter dankbaar is. Ons lees dit in vers 5 en 6. Here, my erfdeel, my beker, U bepaal my lot, die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval, ja, my erfenis is vir my mooi. Om die rykdom van hierdie verse regtig te verstaan en te waardeer, moet 'n mens iets van die agtergrond van hierdie begrippe begryp. Meetsnoere is eintlik iets soos toue, waarmee jou stukkie grond destyds afgemeet is in Israel. Almal in Israel het destyds 'n stukkie, 'n deel van die land gekry. En wat elkeen gekry het, is met toue uitgemeet. En daarmee is verseker dat die Israeliete van destyds konkrete leefruimtes gehad het, waaruit hulle 'n bestaan kon gemaak het. Vandag is daar nie meer toue, waarmee 'n stuk grond vir ons afgemeet word nie. Maar die Here gee steeds vir ons leefruimtes, waarbinne ons 'n bestaan kan maak. Ons woon in 'n dorp, in 'n stad, op 'n plaas. Dis 'n leefruimte. Die gesin waarbinne ek is 'n leefruimte. Ons beoefen verskillende beroepe. My beroep is 'n leefruimte. Jy's in 'n skool. Jy's 'n student by 'n universiteit. Jy's 'n lidmaat van 'n gemeente. Jy's deel van 'n Bybelstudiegroep. Jy's deel van 'n vriendekring. Dit is alles leefruimtes waarbinne ons lewe en 'n bestaan maak. Die psalmdigter sê, hy is tevrede. Hy is dankbaar vir die meetsnoere wat vir hom uitgemeet is in sy lewe. Vir hom het die meetsnoere in lieflike plekke geval en daarom sê hy, Here, U bepaal my lot. En daarom gee die digter aan die Here die eer vir die meetsnoere wat vir hom in lieflike plekke geval het. En daarmee sê die digter, eintlik behoort alles aan die Here. Die een wat met meetsnoere, toue, die land opmeet en verdeel, is eintlik die eienaar van die hele land. Die Here is die eintlike eienaar van alles. Daarom noem hy die Here sy erfdeel. Die Here laat ons erf. Ons erf
leefruimtes wat met meetsnoere vir ons uitgemeet is. Dit werk amper soos vruggebruik. Die Here het vir ons leefruimtes laat erf. En ons het nou die vruggebruik daarop. Ons moet die leefruimtes ten beste benut tot ons voordeel, maar ook tot voordeel van die eintlike eienaar van die lewensruimtes wat ons opneem. En omdat dit so is die digter dankbaar, tevrede, as hy terugkyk. Die Here het vir hom 'n lewensruimte voorsien, en binne daardie lewensruimte bepaal die Here sy lot. Gelowiges is nie uitgelewer aan 'n blinde noodlot, wat sommer net toeslaan nie. Gelowiges se lewe word binne die lewensruimte wat die Here aan ons gee, gerig. En daarom word die beeld van 'n beker hier gebruik, wat gelowiges in die lewe, in die lewensruimte wat hy ontvang het ervaar, is soos 'n beker. Dink aan 'n beker water in 'n woestyn. Dis iets wat jy van die Here ontvang, waarmee hy jou onderhou. Wanneer die digter terugkyk, is hy dankbaar. Hy is dankbaar vir sy verhouding met die Here. Hy is dankbaar vir medegelowiges rondom hom. Hy is dankbaar vir die meetsnoere wat vir hom in lieflike plekke geval het. Daar is ook 'n tweede aksent in hierdie teks. Kyk vorentoe en vertrou die Here. Hierdie psalmdigter vertrou die Here vir die toekoms. Die Here wat in die verlede gesorg het, dat die meetsnoere vir hom in lieflike plekke geval het, sal dit in die toekoms bly doen. Daarom vertrou hy. Hoe vertrou die digter? Uit hierdie tweede helfte van hierdie psalm sien ons daar's 'n paar riglyne wat ons ook help. Die digter hou byvoorbeeld rekening met die teenwoordigheid van die Here in sy lewe. In vers 8 sê hy, ek hou die Here altyd voor oë. In vers 11 sê hy leef die lewe in u teenwoordigheid. Dit lyk vir my na 'n belangrike riglyn. Dit help, dit voed ons vertroue in die Here as ons rekening hou met die Here se teenwoordigheid in ons lewens. Dit is belangrik dat ons daaraan herinner moet word, want ons vergeet dit so maklik. Ons onthou die teenwoordigheid van die Here in ons lewe, wanneer ons die raad wat die Here vir ons gee, volg. En die raad wat hy vir ons gee, gee hy vir ons in die Bybel, in sy woord. Die gevolg hiervan is dat die Here die krag in sy lewe is. Ons lees in vers 8 dat die Here aan die regterhand, die regterkant van hierdie psalmdigter is. Die regterkant is in die Bybel altyd die kant van krag. Omdat die Here aan sy regterkant is, kan die digter ook sterk wees. In die laaste vers van die psalm lees ons van die Here se regterhand. Omdat die psalmdigter in die regterhand van die Here is hy sterk en kan hy die uitdagings wat na hom toe kom, die hoof bied. Die psalm is ook realisties oor die toekoms. Om die Here te vertrou is nie 'n versekeringspolis dat ons 'n jaar van maanskyn en rose gaan hê nie. Die digter sê dit is moontlik dat die toekoms donker tye gaan inhou. Die digter hou daarmee rekening dat daar 'n moontlikheid is dat hy kan siek word, dat hy kan aangeval word deur rowers wat hom ernstig beseer. In vers 10 sê die digter,
bid hy dat die Here hom tog in die lewe sal hou, deur die doderyk van hom te weerhou. Tegelykertyd is die digter ook optimisties en positief oor die toekoms. Dis opvallend hoe sy optimisme oor die toekoms gesien kan word in hierdie Psalm. In vers 9 sê hy byvoorbeeld, my hart is bly, my binneste juig. In vers 11, die laaste vers, praat hy van oorvloedige vreugde. Ons as gelowiges in Suid-Afrika het so 'n dosis van blydskap, van 'n binneste wat juig, van oorvloedige vreugde nodig. En so tree die psalmdigter die toekoms tegemoet. Die pad van die lewe, noem hy dit in vers 11. Ons stap ook die pad van die lewe in 2026. Op hierdie pad van die lewe wys die Here ons hoe hierdie pad moet loop met oorvloedige vreugde, altyd in die teenwoordigheid van die Here. Kom ons vat saam. Psalm 16 sê, kyk terug en wees dankbaar vir jou verhouding met die Here, vir jou geloofsvriende rondom jou, vir die meetsnoere wat vir jou in lieflike plekke val. Psalm 16 sê ook, kyk vorentoe en vertrou die lewe. Stap die pad van die lewe in 2026 in sy teenwoordigheid met oorvloedige vreugde. Amen. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons dankie vir u woord, wat ons nie teleurstel nie. Telkens lees ons u woord, en op 'n wonderlike manier put ons bemoediging daaruit. Ons gebed is dat u Psalm 16 in elkeen van ons se harte sal laat ingrafeer, sodat ons vandag, as ons terugkyk, kan terugkyk met dankbaarheid. Sodat ons vandag, as ons vorentoe kyk, vorentoe kan kyk met vertroue in u. U ken ons elkeen, u ken ons omstandighede, u weet van die dinge wat ons bekommer, u weet van die dinge wat ons bly en opgewonde maak. Kom ons te hulp. Help ons. Wees die teenwoordige God in ons lewens, as ons die pad van die lewe in 2026 gaan stap, om Christus ontwil. Amen. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die inwonende gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees, vandag en in die jaar wat kom. Amen. Afkondigings NG Kerk Grootbrak-Rivier vir die tydperk 14 Desember 2025 tot 11 Januarie 2026. Gebedsgidse. Die gebedsgidse vir Desember 2025 is beskikbaar in die voorportaal.
Januarie 2026 se gebedsgidse sal van 28 Desember beskikbaar wees. Die gebedsgidse, dankofferkoeverte, kerkbode en gemeentebriewe is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar. Bybelblokkerraai. Bybelblokkerraai en Bybelwoordsoek antwoorde vir nommer 29, asook die bonusblokkerraaie B1 en B2, tesame met hulle antwoorde, is beskikbaar in die voorportaal en by die traliehek van die kerkkantoor. Sondag 28 Desember 2025. Die erediens is om 9:00 die oggend, gelei deur professor Fanie Snyman. Daar is doop en kleuterkerk in die konsistorie. Spesiale offer vir gemeente instandhoudingsfonds by die deure. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom. Die Groen Kloof preek is om 10:00 digitaal. Woensdag 31 Desember 2025 is daar 'n oujaarsdiens om 1800 uur die aand en Dominee Charney Viljoen sal dit lei. Donderdag 1 Januarie 2026, Nuwejaarsdag. Maandag 5 Januarie 2026, die kerkkantoor is weer oop. Sondag 11 Januarie 2026. Die erediens is om 9:00, gelei deur Dr. Frans Hanke. Daar is kleuterkerk in die konsistorie. 'n Spesiale offer vir Jan Kriel Instituut by Kuilsrivier word opgeneem by die deure. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom. Die Groen Kloof preek is om 10:00, gelei deur Dr. Frans Hanke. Nuwe lidmate. Ons nooi nuwe lidmate om asseblief na die erediens tot voor die konsel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken. Lidmaatbesoeke. Dominee Charney Viljoen besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie 'n besoek ontvang het nie of u 'n bestaande lidmaat is wat 'n besoek verlang, kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om 'n afspraak te maak. Die kantoorure is maandag, woensdae en vrydae tussen 8:30 en 12:30. Bedieninge. Getuienisbediening. Wolwedans boodskap, sop en brood. Geniet die rustyd en ons begin weer met al ons aktiwiteite op 14 Januarie 2026. En tot dan, Shalom. Behoeftes vir getuienisprojekte. Daar is 'n deurlopende behoefte aan wol. Daar is 'n spesifieke behoefte van een van ons flikste ouma helpers in Wolwedans vir 'n tweedehandse yskas en 'n 2-plaat stofie. Skenkings kan asseblief by die kerkkantoor afgegee word of kontak vir Alicia op 084 783 1308 om vervoer te reël. Ons waardeer die oop harte en hande opreg. Omgeebediening. Indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig, kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor. Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak. By die deure is houers om enige nie bederfbare kosprodukte in te plaas, soos suiker, pasta, rys, konfyt, blikkies kos, seep, tandepasta, koffie en tee ensovoorts. Indien u by die omgeebediening betrokke wil raak, kontak vir Corrie Pieters op 082 327 9527. Die ondersteuningsgroep. Ons groep is 'n klompie toegewyde lidmate wat maandeliks bymekaar kom, bymekaar leer en vir mekaar ondersteuning bied. Die doel is om uit te gaan as geroepenes na mense in ons gemeente en om na die gemeenskap uit te reik. Ons doen dit deur rygeleenthede vir doktersafsprake, hospitaalbesoeke en dies meer. Ons help met inkopies. Ondersteun deur daar te wees tydens moeilike omstandighede. Deur uit te reik na die mense om die toenemende probleem van alleen wees en eensaamheid te verlig. Die kontakpersone daar is Rihanna Briers by 081 039 8853
of Riet Jansen van Rensburg by 082 928 9625. Ons webwerf se adres is nggrootbrak.co.za. Lees meer oor die betekenis van die adventtydperk in die kerkjaar wat reeds in die 3de week is. Die skep asem vir vandag, 'n verfrissende begin vir elke dag. En ook die weeklikse stof tot nadenke se die weeklikse afkondigings en ander opkomende aktiwiteite en eredienstye vir die vakansie is ook op die webtuiste te vind, indien u wil seker maak van enigiets. Ons leraars is Dominee Sharnay Viljoen, Dominee Dani Goosen. Die kerkkantoor se adres is Langstraat 10, Grootbrakrivier 6525 en die telefoonnommer is 044 620 2205. Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.